sy teenwoordigheid doen nie. Ons kan nie hier presence, hier verteenwoordig of hier wees sonder sy teenwoordigheid nie. Dan is dit 'n vermorsing van tyd. Amen. David word koning en David sy eerste ding wat hy sê kom ons gaan haal die ark wat die teenwoordigheid van God is. Hy sê Saul het geroel sonder die teenwoordigheid van die Here. Hy sê maar ek wil nie sonder die teenwoordigheid van die Here roel nie. As daar een ding is wat die kerk meer as alles nodig het, is dit die teenwoordigheid van die Here. Wil jy so na 3 mense toe draai en sê welkom in KCM vanoggend. Welkom saam met ons in die huis. Voorreg om jy saam met ons in die huis te hê. Halleluja, glo die Here is vir u goed, is God vir u goed. Halleluja, is God vir u goed. Halleluja, God is goed. Halleluja, en ons is voorreg vir die teenwoordigheid van die Here. Die leierskap is groot, elke broer en suster, al onze besoekers vanoggend, en kan ons weer die besoekers 'n lieflike hand van verwelkom saam met ons hier in die huis vanoggend. Is 'n voorreg om u saam met ons in die huis van die Here te hê. Halleluja, my tema is op die bord agter my. Ons gaan nog hier vertoef, die waarheid, ons gaan nog hier vertoef. Ons praat omtrent the battle of the mind. Ons praat omtrent the battle of the mind. Amen. Ek is so dankbaar vir wat die Here in die tyd doen in die gemeente. Ek is opgewonde vir wat die Here doen. Amen. En die manier hoe die Here in ons midde beweeg. Amen. Het maak my realize dat ons kan nie sonder die Here nie. Ons is van die Here afhanklik. Amen. Ons is van die Here afhanklik. Ek maak gewoon my notes oop. Amen. Ons is van die Here vanoggend afhanklik. So ons praat omtrent the battle of the mind. Ons is nog daar vanoggend. So jy gaan my vir 'n paar weke hier so sien. Amen. So word gewoond aan die gedagte. Amen. Jy gaan my nog hier vir 'n paar weke sien. Amen. Because ek het 'n assignment wat die Here my gegee het om met die gemeente te praat. Amen. En om mense op te maak vir die rigting waarin die Here hulle wil neem. Amen. En daai is my purpose vanoggend. Daai is my hart. Om seker te maak ek neem mee in die direction wat die Here my gegee het om mee te neem. Ek soek my notes. Ek is verkeerde notes. Amen. Sê nog vir iemand amen. Halleluja. Praat nog so in die een langs in die. Praat nog so gewoon in die langs in die. Ek gooi my e-mail. Halleluja. Die Here is nog vir ons goed. Amen. Hy doen nog groot en ondeurgrondelike dinge in ons lewens. Hy doen nog groot en ondeurgrondelike dinge. Verlede week het ons begin praat omtrent the battle of the mind en ons het gepraat oor 'n paar dinge het ons geshare verlede week en ek glo die Here het u geseën. Ek glo dat dit iets gegee om oor te dink en iets om na te dink oor the battle of the mind. Die grootste fight wat jy ooit in lewe kan fight is nie teen ander mense. Die grootste fight wat jy ooit kan fight is nie teen iemand anders nie. Die grootste fight wat 'n mens in lewe kan fight is teen jouself. Amen. Dis 'n fight teen jou eie gedagtes, teen jou eie manier van dinge doen. Dis 'n fight teen jouself. En ek glo dat while ons hier vanaf share en while ons omtrent praat, dat die Here waarlik u verligte oë van die verstand sal gee sodat u kan verstaan wat die wil van die Here is. Amen. So laas week het ons gepraat omtrent the battle of the mind. Ons skrif waar ons gestaan het was Spreuke 23 vers 7 wat sê for as a man thinketh so is he. Soos 'n mens dink so is hy. Soos 'n mens dink so is jy. Die ding wat jou gevange hou is soms net in jou mind. Dis soms jou mind wat jou gevange hou. Jou mind wat vir jou sê jy kan nie vorentoe gaan nie. Jou mind wat vir jou sê daar is nie 'n way vir jou uit nie. Dis soms jou mind wat jy sê. Ek weet nie hoeveel van u het al in die nag wakker gelê en bekleed in jou mind nie. Amen. Wanneer jou mind vir jou preek en sê môre gaan die gebeur en môre gaan jy nie die hê nie en môre gaan die gebeur en baie kere as jy heel aan wakker gelê het en heel aan geressel het en môreoggend as jy opstaan dan werk die dinge nie noodwendig uit soos jou mind vir jou gesê het nie, because why jy moes fight teen jou mind. Ek weet nie hoeveel van u geslaap het en wakker geword het in die oggend en dan is jy moeg. Amen. Ek weet nie is daar mense wat al so wakker geword het, dan is die pek hier mekaar van, dit voel net jy was heel aan in 'n fight gewees, because a man's mind het die ability
slaap, maar jou mind skakel nie af nie. Because jou mind is besig om te werke. En soms is ons besig om te wrestle met goed in ons minds. En ons slaap nie en ons is uitgeput. Because jou mind het nooit afgeswitch nie. Want as jy nie die battle in jou mind gewen het nie, dan is daar altyd iets wat vir jou breek en vir jou sê, jy is nie goed genoeg. As jy met my vanoggend en dis die spreker, die skrywer in die boek van Spreuke wat vir ons sê, 'n mens is soos jy dink. Halleluja. Met ander woorde, jou mindset influence jou aksies, dit influence die goed wat jy doen. Jou mindset word gevorm deur jou opgroei, deur jou agtergrond, deur jou kultuur, deur jou familie. Jou mindset word gevorm deur TV kyk. Jou mindset word gevorm deur social media. Iets wat op die oomblik, hoe die duiwel op die oomblik is om ons minds te whitewash. En ek wil hê, as jy TV kyk, moet jy kyk, amen, die ding omtrent lesbian wees en omtrent manne wat met mekaar is, word al hoe meer op die TV uitgesaai. Al hoe meer, even in ons kinderprograms, begin het al hoe meer in te kom. Elke movie wat jy kyk, die soapies wat mense so aanhang, hulle sypel het in. En hoe meer jy dat het kyk, hoe meer acceptable word het, hoe meer aanvaarbaar word het. Because die duiwel weer die enigste way om die mense te kry om het te accept, is om het te bring in hulle mind. Hy laat het vir jou recht lyk, en laat het vir jou goed lyk, en achterna het jy nie meer een probleem nie, because your mind is geïndoctrinated. Waar die duiwel imperfect is. Julle moet kyk, het jy gesien na elke cartoon wat op die TV speel, het jy gesien, is daar 'n song, het jy gesien, daar is 'n wereldsong, daar is 'n secular song, na elke cartoon wat speel, because die duiwel het 'n way gekry om ons kinders in hulle youth, in hulle kindertyd te indoctrinate, because waar hy weer die songs wat daar gespeel word, dit sit iewers in jou mind vast. Die een ding wat die kerkie moet verstaan, is dat songs het 'n spiritual effect. There is a demonic world, a demonic presence wat met elke secular song operate. En while jy na dit luister, dan is daar demonic influences wat soms gebeur en jou negatief invloed. Hey mami, kyk jy, ek weet jou kind was al die tyd fine, totdat jou kind 'n foon gekry het, en nou luister hy altyd op die earphones. Jy weet nie wat hy luister nie, maar jy notice jou kind se attitude het gechange, jou kind se ways het gechange, jou kind wil nie meer in die presence van julle almal wees nie, because die goed wat hy na luister is besig om te influence, besig om dat laat voel, jy is nie goed genoeg nie, besig om dat laat voel, jy die ander mense nodig nie, en hoe meer hy weg in die songs in is, hoe meer word hy gevangen geneem, en elke song, in die song is daar code, daar is code wat die duiwel indoctrinate, want while jy luister, is daar iets in die song, wat met jou spirit praat, jy hoor nie dit met jou ore nie, maar jou spirit hoor het, en nou vir die kind, op 'n jong ouderdom 16 jaar, is jou kind depress, en jy wonder hoekom is jou kind depress, because die duiwel het 'n way gekry, om sy mind te influence, op 'n 16-jarige ouderdom, hoekom wil 'n kind selfmoord pleeg, because sy mind was 'n influence, deur wat hy gehoor het in die spirit. Ek wonder soms, hoe kan jong kinders so sierlik heeltyd, op 'n ouderdom van 16 jaar, het jy nie eens 'n smile op jou gesiggie, jy's altyd noors, waar dat jy ons ouderdom word, en die lewe druk op jou, dan sien ons, as jy nou al so depressed is, hoe lyk jy op 40? Wat op 'n age van 15, 16, moet jy joyful wees, daar moet iets is, jy het die skuld om te betaal nie, jy hoef nie te worry oor wat jylle, vraag die mense wat hier sit, ons worry oor wat jy gaan eet, wat ons vir jou gaan betaal, jy het die stress nie, maar jy is meer depressed as ons. Vastgevangen goed, and they do not even realize, because jy dink music is net music. Kan ons praat? For if as a man thinketh, so is he. Die jong meisie by die werk, sy kom in die kantoor en sy vra vir my, luister jy net gospel?
Luister, sien niks anders. Ek sê vir ek luister niks anders. Because why die gospel sommige kere wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan is hy som wat ek geluister het. Halleluja. En wanneer ek in my moeilikheid is, dan kom goed op soos He'll take the pain away. I know. And all of a sudden word ek encouraged, word ek opgebou. The battle is not yours. I know how to fight my battle. All of a sudden begin hy goed op te kom. Because wanneer ek my mind constantly feed met wat positive is, die oomblik wanneer die negative kom, dan pick my mind resistance. En my mind sê ek gaan nie jou inlaat nie. Because why, daar's iets in my mind wat sê ek is goed genoeg. Daar's iets in my mind wat sê ek gaan dit maak. En sommige kere in my depressie tyd, dan sit my mind wat in skoppe en sê, hey, moet jy opgee nie. Hey, sy gaan dit maak. Because my mind fight. Halleluja. Praat ek dit met myself, of is daar mense wat weet waarvan ek praat? Halleluja. Sound mind. A sound mind. Halleluja. Sisters, die een ding wat jy nie verstaan nie van ons mans, dat is niks so moeilik soos om 'n meisie uit te vra. Dat is niks so moeilik soos om 'n meisie uit te vra. Omdat, miskien vandag is dit moeiliker as wat jy het social media en jy doen dit sommer in jou bed. Maar in onze tyd was dit nie maklik nie. Jy moes haar konfront. Jy moes jou mind opmaak. Van jy moes jouself convince, ek is goed genoeg vir haar. En nou moet jy sien, en jy moet sien hoe ek myself moes convince dat ek is goed genoeg. En sommige kere wanneer mense ons kyk, dan wonder hulle seker, hoe kan die vrou belang gestel het aan die man? Maar die rede is, Johannes, ek het my mind gewen. En ek moes my mind sê, sy gaan haar vra, en sy gaan vir haar sê, sy gaan haar probeer tyd, en omdat my mind, my confidence, ek mag miskien nie die look gehad het nie, maar toe my confidence inskop, en sy jou sê, hey, jy is goed genoeg. Die kleren die is maar. Halleluja. Wanneer ons omtrent bekering praat, bekering is a game of the mind. Because waar jy hier sit op 'n Sondag en die voor en is baie mense wat kan testify, jy het al hier gesit, dan word jy oortuig dat jy moet opstaan, maar jou mind fight. En jou mind sê, wat gaan die ander mense sê? Wat gaan die ander mense dink? Suppose jy faal, suppose jy maak dit nie. Wat gaan die vriende sê met wie ek vanoggend gekom het? En sommige kere sit jy hier en jy's convinced dat die Here het vanoggend met my gepraat. Jy's convinced ek wil my hart vanoggend vir die Here gee, maar jy gaan nie uit sonder dat jy jou hart vir die Here gegee het, because your mind het gesê, nie vanoggend nie. Nee, jy is nie goed genoeg nie. Nee, nog nie nou nie. En bekering is 'n fight van die mind. Want terwyl jy die conviction het, moet jou mind opgemaak word om te sê ek gaan opstaan, en ek hoor maar mense sê, ek weet hoe ek daar voor gekom het. Jy moes besluit het om te kom, because die truth is die, dat God trek jou nie net sommer so nie, hy konflik jou, hy gee jou oortuiging, hy maak jou warm kry, jou hart klop vinnig, jy begin uncomfortable voel, maar dit is the mind fighter, wat vir jouself sê, gaan ek opstaan, of gaan ek nie opstaan nie, because why jy is convinced, maar jou mind sê nee. Bekering is a fight of the mind. En jou mind sê ek is te skaam, because my mind is besig om te fight. Sê met my vanoggend. Kom ek praat met die tekst met u. Halleluja. Daar kom 'n jong man na sy pa toe gestap. In die boek kom 'n jong man na sy pa toe gestap en hy sê vir sy pa, Daddy, gee vir my erfdeel wat my toekom. Jy moet besef wat het die jong man gekos het om tot by so besluit te kom. Daai was die opstaan in die oggend en gesê, ga na my pa se huis toe.
en hy gaan my geld vir my erfdeel vra nie. It was a mind thing. Hy moes in sy mind convict word dat because die custom was die dat wat hy nou gaan doen, gaan hy sy pa dood verklaar. Because hy kan nie die porsie van jou pa vra terwyl hy nog leef nie. Jou porsie kry jy eers as jou pa sterf. So sy mind moes hom convict dat wat ek nou gaan doen is reg, te midde van die verkeer wat daar was. Hoor van Micha, sit dit op Micha hoofstuk 2. Micha, ek het sit dit op in Engels. Ek gaan dit in Afrikaans lees vir van die mense wat meer Engels is as ons. Vers 2, hoofstuk 2 vers 1 sê, verskriklike dinge lê in die vooruitsig vir hulle wat smag. Vir hulle wat snags op hulle beddens lê en bose dinge beplan. Hy sê vroegoggend staan hulle op, dan voer hulle dit uit van dis in hulle mag. Hy sê whenever jy jou mind opgemaak het in jou bed omtrent iets, of het verkeerd is of nie, hy sê as jy dit opgestaan het in die oggend, dan voer jy die verkeerde ding uit, because as it in your mind is it in your mag. It gives you the ability. As jy jou mind opgemaak het, ek gaan dan môre vis. Hulle weet ons wat ek doen. Ek gaan dan môre vis. Moenie waar jy mors van my kind. Môre is op die skool. Daai onderwyser. Haar mind is so opgemaak. Sy gaan sommer met haar bonnet en met haar gown. En met haar vrou. Sy waar toe sy opgekom het, was sy klaar besluit en aan my môre gaan ek jou vis. Weet jy wat ek doen? So die jongen, hy besluit iets teenoor sy pa en hy voer dit uit. En die teks sê, na verloop van tyd, toe verloor die jongen alles wat hy gehad het. En hy bevind hom nou in die varkop. En nou in die varkop het hy sy eerste beklei met sy mind. Sy mind sê, sy mag sê, ek is honger. Sy mind sê, kyk na die pele van die varke. En hy kyk na die varke, wat die varke op hoes is om te eet. En sy mind sê, eet wat die varke eet. Die eerste battle wat hy het, is met sy mind. Van sy mag sê, eet. Maar hy moet sy mind convince. Kom aan, dink maar net die oor. Jy staan met die vijfde drom, en jy is honger. En jou mag sê, eet. En jy sien hy been, daar leg. Can you imagine die fight met jou mind? Because jy moet eers jou mind convince om het te eet, voor jy dit vat. Maar die tekst sê, sit het op. Lukas 15 vers 17. Hy sê, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough to spare, and I perish of hunger. Dat is de sinstede, sê, and when he came to himself. Die ander vertaling sê, when he came to his senses. Die ander vertaling sê, toe hy by sy mind kom, toe hy weer begin nigter dink, toe sy mind weer begin nigter dink, toe hy tot sy senses kom, en hy gaan kyk wat sê die verklaring omtrent dit. Die verklaring sê, the phrase come to your senses means to begin to think sensible or rational after an action, after you were acting foolish. It implies that someone has regained awareness and understanding after a period of confusion and irrational behavior. Hy sê, 'n mind van 'n mens is wanneer jy weer tot jou senses kom, is wanneer jy weer realize, ek was silly met wat ek nou gedoen het. Was jy al onbeskof met iemand, en dan kom jy by jou huis, dan kom jy tot jou senses, en jou senses sê, ek was verkeerd. Kom aan. Hy sê, dis hy type ding, wanneer jy dit rethink, toe hy by sy senses kom, hy het nou sy pa beledig, hy het alles verloor, hy het nou van die pele van die varke eet, en toe hy na die pele van die varke eet, toe kom hy tot sy sinne, en by sy sinne sê vir hom, hey,
Maar toe hy sy mind besef en my pa is die koning en sy slawe is beter as ek, toe besef hy ek het my posisie as 'n kind verloor. Halleluja. Die probleem in lewe is dat mense dwaal van God af weg because of their senses. Because of hulle mind, wat hulle confused maak en wat hulle weglei en wat hulle die duiwel het geweet, Lucius, die eerste manier om 'n mens te laat val is met sy mind. Genesis hoofstuk 3. Die eerste way om 'n mens te laat val is met sy mind. So, Genesis hoofstuk 3, die Bybel sê die slang kom na Eva toe en die slang versoek vir Eva. En die slang doen nie goed, baie goed. Die slang gee vir haar sonde nie. Die slang gee haar nie weet goed nie. Die slang speel net met haar mind. En die slang vra, is dit so dat God gesê het? Hy wou net hê, sy moet haar mind apply. Hy wou net met haar mind. Is dit so dat God gesê het? En all of a sudden het sy 'n fight in haar mind. All of a sudden het sy 'n battle in haar mind. Sy tekst op. All of a sudden het sy die battle in haar mind. En hier is die ding. Die Afrikaans sê, toe haar mind, toe die duiwel haar mind het, sy was al die tyd in die tuin. Sy was al die tyd by die boom. Die vrugte was al die tyd in die boom. Nooit in die teks hoor jy die stelling nie. Maar toe die duiwel haar mind het, hoor haar stelling. Die tekst sê, Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou dat die boom is goed om van te eet en dat het 'n lus is vir die oog en dat dit 'n boom is wat 'n mens kan van begeer om verstand te kry. Die oomblik toe die duiwel haar mind het, toe sien sy wat verkeerd is as goed genoeg. Sy het nooit 'n probleem gehad met die boomie. Maar die oomblik toe sy die fight in haar mind verloor, toe sien sy, die kos is goed in die boom. Die boom is iets om te begeer. Because why die sonde gryp so in. Amen. Niemand doet sonde net regterlijk. Sonde happen in your mind. Wat social media gevaarlik maakt. Social media gevaarlijk maakt. Social media is 'n minefield. Social media is 'n minefield. Because jy sien nie die persoon, jy lees net, wat apply jy? Your mind, your thoughts, your own thoughts. So, while jy moet hom praat, jy weet nie hoe lyk hy nou nie. Hy sê net vir my klein nou nie. Klein dink aan jou. Ek het my t-shirt is uitgetrek. Ek klein dink aan jou. Jy het hom nie gesien nie. You didn't see. But your mind skop in. En your mind begin 'n picture vir jou te create. En die oomblik wanneer jou mind, die wensie was die kinders gewees, die oomblik wanneer jou mind inskop, begin jou body te react. Jy begin jou body, because your mind is active. En baie mense val in sonde, because why? They were caught up in their mind. He is so quiet. But when he's got your mind, amen. Ek lag soms dan ek het baie snaakse mind. Sommige kere lag ek goed dan vra die mense my hoekom lag ek, maar ek het nou iets gesien. Hulle nie gesien. Because my mind like pictures. Ek like cartoons van my mind like pictures. My mind like pictures create. I like pictures skip. So sommige kere wanneer ek oor iets lees, dan begin my mind te skets en my mind begin voor my uit te hardloop. Because my mind die ding wat hy goed en wat die duiwel in perfect is, dat while jy social media lees, while jy check, he's constantly on your mind, constantly on your mind, constantly. En more wanneer jy hy meet, hy lyk hy is nicey, but he's got your mind. Come on. Hy het your mind.
En jy vir jouself gesê, ek gaan nooit met iemand slaap terwyl ek jong is. Ek wil getroud wees, but when it's got your mind, dan doen jy soms wat jy vir jouself gesê het, jy gaan nie doen nie, because your mind is gevang, jy het jou senses verloor. Come on, kerk. Nou is jy 'n bietjie stil. Amen. Nou is jy 'n bietjie stil. Amen. Saron, niemand kan sê vir jou sê, ek het in sonde geval oor wat jy gedoen het. Geen man kan vir sy vrou sê, die rede waarom ek met 'n ander vrou geslaap het, is omdat jy nie met my wil slaap nie. Yes, sy mag nie met jou slaap nie, maar jou mind moes eers vir jou gecreate het, hoe nice het is om met haar te slaap, voor jy kon gaan. Jy moes eers die feit in jou mind verloor het, voor jy met haar gaan slaap het, because your mind het eers gepicture, en your mind het eers geskep. Geen wonder die Bybel sê, die tekst, hy sê, wanneer 'n man na 'n vrou kyk, en haar begeer, nee, hoor hier, hy het al nog niks gedoen nie, when he desire, wanneer sy mind het gecreated, dat hy klaar gesondig. Ek wil jy moet sien hoe powerful jou mind in die oor van God is, dat God judge jou nie, oor jy dit gedoen het nie, God judge jou, oor jy in jou mind verloor het. God gaan nie jou vlees oordeel nie, He will judge your mind, because you've lost the fight in your mind. Die siel wie sondig. Die siel wie sondig. Kerk nie kerk is kreeg. Dis is 'n kerk wat hartjie op die kerk wil excited word. Maar in die begin van die jaar, I need to look op jou mind op te maak en vir jouself te sê, in 2027 het ek geval, in 2024 het ek geval, maar ek het nog iets geleer omtrent my myne. Hoor wat sê die jong man vir my. Ek praat saam met die werk. As twee goed dat hy vir my sê, die eerste ding wat hy vir my sê, man, daar's een van die jong manne hier in die werk hierso, die binnekant, hy sê altyd vir ons, ek kan nie wag vir jou val. Dis wat hy sê. Hy sê, is iemand die binnekant altyd sê, hy kan nie wag vir jou val. Hy sê, maar ek wil op jou dit sê, terwyl hy gesê het, hy kan nie wag vir jou val nie, toe val hy. Die ander ding wat hy vir my sê, hy sê, man, en as ek in sonde val, as omdat my vlees swak is, ek sê, nee. My vlees doen wat ek besluit. My vlees gaan nie opstaan so my loop en ek het nie gedink nie. Ek moes gedink het om op te staan, because it kost my mind om vir my arm te sê buig, en my mind om vir my te sê druk nou op die bed, lig jouself op. My mind wat sê staan nou op. Jou, jy kan nie dit doen soos jou mind nie. Dis jou mind wat gesê het, gaan jou mind, moet nie vir my sê jou vlees is swak nie. Ons almal se vlees is swak. Hoor my. Paulus sê, daar woon niks goed in 'n mens se vlees nie. Ons almal het 'n swak vlees, maar wat determine wat 'n mens doen, is in jou mind. Jou mind bepaal wat jy doen. So wanneer enige iemand iets gedoen het, as dit oor iemand anders sien, dis omdat hy dit in sy mind gebesluit. Here, help die kerk. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help dat ons wend in ons mind. Eva sou nooit gesondig het as haar mind nie verloor is. She lost the mind. Amen. En toe sy die mind verloor, toe eet sy die vrug. Halleluja. Vir die getrouwde vrouens, kan ek sê vir jou iets. Een van die gevaarlikste goed wat jy kan doen teenoor jou man, is om aan vir jou man te sê, ek sê, wat jy so? Because if I never thought about it, you've just created the thought. Ek het daar nooit genotice, but you've just created the thought. So nou kyk ek op na haar, om te sien wanneer sy my kyk. Ek het nooit gekyk, but you've created the thought. Bid liever vir jou man, instead dat jy introduce
aan wat hy nie suppose was om mee te doen. Because daar's goed wat gebeur om my, wat God intentionally my vision obscure. Op intentionally my nie laat sien nie. But then God, dan die duivel gebruik soms jou om in my mind in te klim. En met te sê, hy gesê, kyk sê, en nooit het opgereed. Sê, was my jou feest. Ek het nooit opgereed. En nou all of a sudden, kyk ek aan jou. Ek kyk en sê, elke oggend dan kom Goliat uitgeloop op die bult en dan skree hy af na die slagordes van God. Dan daag Goliat die slagordes van God uit met die woorde: as daar 'n man is wat my kan fight, stuur hom vir my. En as hy my wen, sal ons julle dien. En as ek hom wen, sal ek julle dien. Dis daai die uitdaging wat Goliat vir Dawid, vir die volk gee. Hy gee daai ding vir die volk. En dis op daai dag wat God die pa Jesse vir Dawid stuur. Hy sê, Dawid, ek wil hê jy moet gaan na die army, na die kamp van Israel. Hy sê, jy 2-3 broers daar, jou 3 oudste broers is in die oorlog daar. Hy sê, ek wil hê jy moet jou broers vat om vir hulle te gaan kos gee. Vat dit kos vir jou broers om te gee. Dit sê, en toe Dawid op die slagveld kom, dis net toe Goliat uitkom en buite kom staan en die slagordes van God uitdaag. En Dawid vra, wie is die onbesnyde Filistyn dat hy so met die leerordes van God praat? Dawid se question maak sy broer Eliab baie kwaad. En Eliab is so kwaad vir Dawid in die 28ste vers, dat hy sê vir Dawid, hy sê die vers, want hy het eindelijk afgekom. Waarom het jy eindelijk afgekom? En dan wie het jy daar die klomp kleinvee in die woestijn afgegeen? Ek ken jou vernetelik en ek ken die boosheid van jou hart. Want jy het afgekom om die geveg te sien. Daar's 'n woordjie in die teks, vermetelik. Daai woordjie so is die woordjie pride. Daai woordjie pride. Vermetelik beteken a behavior that perceived as arrogance. It is perceived as disrespectful or transgressing the limits of which is your perimeter or approximation. Hy sê vermetelik beteken, it means overconfidence or it means pride. So wat Dawid se oudste broer vir hom sê, hey Dawid, jy's net weer voorbarig. Jy's net weer te grootkoppig. Jy's weer te arrogant. Dis your question. Die is Dawid se oudste broer en Dawid is die jongste. So wanneer Dawid op die veld kom, dan perceive sy broer as arrogant. Van Dawid vra 'n question. Because sommige kere vond so dat het mense preconceived minds omtrent jou. Daar's mense wat hulle mind omtrent jou opgemaak het. Hulle ken jou nie. Hulle weet nie eens wie jy is nie. Hulle het net by ander mense gehoor van jou en hulle like jou nie bys op wat ander mense van jou sê. Daar's mense in jou familie wat jou nie like nie. Hulle like jou ways. Hulle like jou style. Hulle like jou besigheid. Hulle het 'n issue met jou. Dawid se broer het 'n issue met hoe hy is. Van Dawid sien sy broer sien hom as arrogant. Hy sien sy broer as iemand wat onnodig is. Hy sien sy broer as iemand wie nie by behoort nie. En sy broer begin om te judge based op wat hy sien. Die is die realiteit van lewe. U wat my ken, as ek môre 'n boemelaars-klere aantrek, my veil aantrek en ek gaan lê in die pad in die dorp. Mense wat my nie ken nie, sal my onmiddellik view as 'n boemelaar, based op wat hulle sien. Maar as
u wat my sien, my môre met veel klere sien in die dorp, gaan jy my nie vir 'n boemelaar sien nie. Because that's iets omtrent my wat jy weet. En baie mense ken nie eens wie jy is nie, maar het klaar 'n mind opgemaak. Hey, hoor my wat ek sê. David is nie geplaag oor wat sy broer dink nie. David is nie geplaag oor wat sy broer sê nie. David laat sy broer se sê goed om agterlaat nie. Because David het 'n mind van homself. David wil net weet wie is die Filistyn. En David se besigheid, sy manier van arrogance, sy prideful spirit, soos sy baas se broer sê, maak dat die koning hierdie Filistyn gaan en teen hom veg. Want jy is maar net 'n seun en hy is 'n kruisvegter van sy jeug af. Daarom sê David aan Saul, die dienaar het vir sy vader kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu en 'n beer kom en 'n stuk van die kleinvee wegdra uit die trop, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom. En ek ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, dan gryp ek hom aan die baard. En ek verslaan hom en ek maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit vandag gaan soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Vers 37. Verder sê David, die Here wat my gered het uit die klou van die beer en uit die klou van die leeu, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul die koning vir David, gaan en mag die Here met jou wees. En ek wil sê, daar's 2-3 goed wat ek gou vir u wil sê. Toe Samuel vir David sien, die is sy mind omtrent David. You are not worthy of the fight. You are not qualified to fight. You are not good enough. Because die man is 'n kruisvegter en jy is maar net 'n kind. Die koning maak sy assumption oor die size van David en die size van die man. En hy sê, based op jou size, based op jou education, based op jou geleerdheid, based op jou experience, kan jy nie die man fight nie. Maar die probleem wat die koning het, David se mind is nie die koning se thoughts nie. Die koning se thoughts is, hy is nie goed genoeg nie. Maar David se mind sê, I can do all things through Christ. Die koning sê, jy is nie goed genoeg nie. Maar David sê, with God on my side, I am able. Die koning sê, jy is nie gekwalified nie. Maar David sê, hy maak my hoof vet met olie. My beker loop oor met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. David se perspektief omtrent homself as hy die koning se hoor my, dat ander mense dink soms is jy gekwalified nie. En die question is nie of jy die qualifications het of nie. Die question is wat dink jy van jouself? Because as jy dink jy kan die fight wen nie, dan jy klaar die fight verloor. David se position, sy split, sy liggaam bou, sê vir ons hy is goed genoeg. Maar sy mind sê you are. En as iets wat die Here moet nooit toelaat dat wat jy het en wie jy is en waarvanaf jy kom en jou background en jou failures moet nooit toelaat dat ander mense jou disqualify based op waarvanaf jy kom en van ander mense sê nie, maar besluit in jou eie mind dat ek mag gefail het, maar I'm good enough. Ek mag verloor het, maar I'm good enough. Ek mag nie het wat jy het nie, maar I'm good enough. Ek mag nie besit wat jy besit nie, maar I'm good enough. David sê, ek waar in die koning, ek het nie wat hy het nie,
Maar die een ding wat ek het die Here van die leerskare. David sê het, hy sê koning, ek wil gou iets sê. Because die is die ding wat my mind gevorm het. Ek was in die woestyn alleen. Dan veg ek 'n leeu en dan wen ek. En dan veg ek 'n beer en dan wen ek. David sê, nie een van julle was daar toe die Here my kwalify nie. Nie een van julle was daar toe ek my secret battles wen nie. Sy was nie daar toe ek wen in my mind nie. Sy was nie daar toe ek in die aand wrestle nie. Maar sy criticize my oor wie ek is. Sy weet nie hoe ek gefight het nie. Maar jy het 'n klomp goed te sê oor wat ek het. Maar hoor my koning, dat ek betuig omtrent myself. Ek het die leeu gewen en ek het die beer gewen. En nou die Here wat my gehelp het met die leeu en die Here wat my gehelp het met my beer, hy sal my nou help. Hy sal my nou help in hierdie Filistyne. Hoor my volgende, daar sekere goed wat jy nie in die publiek kan wen nie. Wat jy nodig om in die publiek te wen. Daar sekere goed wat jy in die geheim moet wen, sodat jy in die publiek gereveal kan word. Baie mense wil great wees in die publiek, maar hulle verloor in die secret. Hulle verloor in hulle mind, maar hulle is great in die stage. David sê, hier is my testimony. Die ding wat my mind gevorm het, is wat ek gedoen het in die secret. En na David's testimony, toe sê die koning, gaan. En dis wat ek sê. Sy broer het hom gesien as 'n besigheid. Sy broer het hom gesien as voorbarig. Sy koning het hom gesien as unqualified. Die verskil tussen David en die koning en sy broers. Die koning en sy broers het gesien wat voor oog is. Maar God het die hart van David gesien. Wat David different gemaak het van sy broers, is dat David het 'n renewed mind gehad. Vra vir my, hoekom sê ek so? Van die boek van die boek van Romeine 12 vers 2 sê, be ye transformed by the renewing of your mind. Hy sê, be transformed by the renewing of your mind. Wat David different gemaak het van die koning en sy broer, was David se mindset was different. Hy was in size klein, maar sy mind was different. En ek wil vir iemand sê, enige iets wat jy kan wen in jou mind, kan jy wen in die veld. Enige iets wat jy kan wen in jou mind, kan jy wen in die werk. Enige iets wat jy kan wen in jou mind, kan jy wen in jou huis. Enige iets wat jy kan wen in jou mind, kan jy wen in jou huwelik. Enige iets wat jy kan wen in jou mind, kan jy wen by die skool. Enige iets wat jy kan wen in jou mind, kan jy wen in jou gesondheid. Enige iets wat jy kan wen in jou mind, kan jy wen as die dokter sê, ek verklaar jou depressie. If you can win it in your mind, you can win it in the flesh. If you can win it in your mind, you can win it in the flesh. David het nie vir Saul gewen of vir Goliat gewen op die oorlogsveld nie. David het eers vir Goliat gewen in sy mind. En toe hy hom wen in sy mind, toe wen hy hom in die veld. Toe hy hom wen in sy mind, toe wen hy hom in die veld. Ek wil iemand bemoedig volgende. Ek worry nie wat lewe sê nie. Ek worry nie wat lewe praat nie. Ek worry nie wat teen jou is nie. Maar wen het net in jou mind. 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 Die dokter het gesê ek kan nie, maar ek wen het in my mind. Ek het nie die geld nie, maar ek wen het in my mind. Ek weet nie hoe nie, maar ek wen het in my mind. Hey, ek wen het. Ek wen het, ek wen het. Ek wen, ek wen, ek wen. Ek wil verklaar volgende. Ek wen, ek wen, ek wen. Ek wil verklaar volgende. Ek wen, ek wen, ek wen. Ek het nog nie die uitkomst nie. Ek het nog nie die deurbraak nie. Ek het nog nie die verlossing nie. Ek het nog nie die geld nie. Maar ek wen, ek wen, ek wen.
Ek verklaar vanoggend. Ek wen. Ek wen. Iemand sê ek wen. Ek wen. Wow. Wow. Ek wen. That's fine. Julle kan hy soms sing. Jesus kom in die môre. Maar ek gaan nie vir die môre wag nie. Die môre het nog gekom nie. Maar ek wen al klaar. Van my mind is opgemaak. Dat môre as ek opstaan, gaan niks my keer nie. Niks gaan my stop nie. Niks gaan my terughou nie. Because ek wen al klaar. Ek sluit. Wat David different maak as die David kom en verdedig ons nou. Die verskil tussen hom, die broer en die koning. David sê kom en verdedig die kerk. Psalm hoofstuk 1. Welgelukzalig is die man wat die wandeling raak van die goddeloze. En die staan in die weg van die sondags. En die sit in die kring van die spotters. En hy sê, hier is my antwoord vir jou wat 'n renew mind soek. Hy sê, maar 'n man soos die se behaag is in die Here. Hy sê, en hy ken die wet, of hy oordink die wet van God. Dag. David sê, wacht. Miskien weet julle nie, hoe lyk iemand met 'n renew mind nie. Hy sê, maar 'n man met 'n renew mind, wat elke dag deur die woord gewas word. Hy sê, so man is soos 'n boom, geplant. Hy sê net 'n boom. Hy sê 'n man met 'n renew mind is soos 'n man geplant by die waters. En ek dink oor dit. En ek realize 'n boom by die water kry nooit weer die water wat verby hom is. 'n boom by die water kry altyd nuwe water. Van as jy wil hê God moet jou mind renew, kan jy nie die woord van die Here nooit lees. Jy moet die woord van God elke dag lees, sodat die water aanhou vloei. En elke keer wanneer die water verbly jou vloei, dan renew jou mind, dan change your thinking, dan change your mindset, dan change die goed wat jy geken het. Dan gaan die negatieve thoughts uit. Dan gaan die goed uit wat mense sê. Dan gaan die goed uit wat mense dink. David gaan verder. Hy sê, en as 'n man 'n boom by water is, hy sê so 'n man se blad bly groen. Hy sê 'n man soos daai gee vrugte op sy tyd. En ek wil vanoggend aan hierdie plek verklaar, dis tyd vir jou vrugte. Dis tyd vir jou vrugte. Dis tyd vir jou vrugte. Ek sê jy's 'n oorwinnaar en jy kom ons staan. Jy's 'n oorwinnaar in Jesus. Jy's 'n oorwinnaar in Jesus. Jy's 'n oorwinnaar in Jesus. Wil jy vir 3 mense getuig en sê ek's 'n oorwinnaar? Wil jy vir 3 mense testify en sê ek's 'n oorwinnaar? Wil jy vir 3 mense sê ek is moeg verloor, lewe het dit teen my, maar ek sal wen, ek sal wen, ek sal wen. Ek wen vanoggend in my mind. Ek het nie wat ek nodig het nie, maar ek wen vanoggend in my mind. Ek het nie alles wat ek begeer nie, maar ek wen in my mind. Elke negatiewe thought, elke negatiewe ding, elke negatiewe antwoord, elke negatiewe ding wat die duiwel sê, ek wen vanoggend. Die battle is nie meer vir jou nie. My battle is in my mind. My battle is nie teen wat jy sê nie. My battle is nie teen wat jy dink nie. My battle is in my mind. En as ek kan wen in my mind,
Kan jy sê van my wat jy wil? Kan jy dink van my wat jy wil? Kan die omstandighede wees wat hy wil? Maar ek sal wen. Iemand skree ek sal wen. Ek sal wen. Ek sal wen. Here ons Here, gee die Here prys. La babosha. Gee die Here prys. Met die oë gesluit. Shuramasha. Bekering is 'n feit in jou mind. Jy wil graag die Here die jaar experience. As jy nodig om jou mind te change. Voor vanoggend mense na bekering te roep. Wat sê ek maak my mind die jaar op. Ek waar nie wie langs my sit nie. En ek waar nie wie my van gister en eergister ken nie. Maar vanoggend gaan ek my mind wen. My oë gesluit volg. Vanoggend wil ek mense nooi. Wat sê ek wil my hart vanoggend vir die Here gee. Wil jy gou kom? Ek gaan dit uittrek. Because jy wen of jy wen nie. Ek kan jou nie maak wen nie. But this morning you need to win against your mind. Jy is oortuig dat jy 'n nuwe lewe in die Here nodig. Fight your mind vanoggend. Vent in your mind. Sê Here, kom net soos ek is. Net soos ek is, Here. Vanoggend gaan ek 'n commitment maak aan die Here en my lewe aan die Here gee. Ek gaan vanoggend saam mense bid wat sê ek kom. Sien nie vanoggend kom en we will move on. But I want to beg you, do not lose another fight. Moenie nog 'n fight verloor vanoggend nie. Maar let your winning season, let it start this morning. That this is my winning season. I'm starting to win. Vanoggend wil ek jou roep. Wil jy nie kom nie? Moenie wag vir iemand anders nie. Moenie wag tot iemand anders kom nie. Sê ek het my mind vanoggend opgemaak. That this is my winning season. Get klaar besluit. Die oë gesluit, dankie Vader, kom. Zijn nog mense vanoggend wat sê ek kom net soos ek is. Met my lewe. Daar's nog mense wat kom. Moenie vanoggend nog 'n fight verloor nie. Wen jou mind vanoggend. Wen teen jou mind. My mind het my lang genoeg gehou, gedepres, lang gehou, gevangen, dat ek wen vanoggend in my mind. Kom, daar's nog mense, daar's nog. Oortuig net jouself. Kom. Die gees van die Here is besig om met jou te praat. Daai gevoel wat jy het, is die Here. Daai gevoel wat jy het, is die conviction van die Here. Dis die Here wat jou vanoggend convict om te kom. Kom gou. Ek delay dit vanoggend, omdat die gees van my sê is okay. Die gees van God sê vir my is okay. Delay dit vir haar om te kom. Delay dit vir hom om te kom. Laat hulle kom. Hulle is besig nog om te wen. Hulle is nog besig om te fight teen hulle minds. Die gees sê, ek wil nog 'n bietjie wag dat jy net wen in jou mind. Kom gou. Kom gou. Dis die gees van God. Die gees van God is besig om met jou te deel. Dis die gees van God wat hy oortuiging bring dat dit is jou chance, dit is jou geleentheid. Maak nou daai besluit. That this morning I win. Vanoggend I win. There's a song that say I win in Jesus name. I win in Jesus name. Iemand vanoggend het nodig om te wen. Dis jou kans. Ek gaan jou nog 'n oomblik gee terwyl jy kom. Kom gou. Jong meisie, dis die gees wat met jou praat. Ek hoor hoe hy vir jou sê. Ek hoor hoe hy by jou pleit. Dis die gees van God. Moenie hom fight nie. Moenie die gees van God fight nie. Sê dit, Here, ek kom net soos ek is met my hele lewe. Kom gou.
Kom gauw. Sy jou feit, dis jou feit. Venom, 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 Venom 2026. Venom, begin vanoggend as 'n wenner. Begin vanoggend as 'n wenner in Jesus naam. Rakosha, Alababosha. Vir die next 30 minutes, nog 30 secondes. Kom gauw, ek gee jou nog so 30 secondes om te wen. Wen net in jou mind. Die gees van God sê ek moet aanhang. Die gees van God sê ek moet aanhang. Hy is besig om met iemand te wen. Hy is besig om met iemand te deel. Hy sê jy moet net ja sê vir my. Hy sê deel saam met jou. Kom gauw, sê die gees. Ishotorobosa. Hy het vroeër gesê, moenie, waarom twyfel jy my? Dis ek die Here. Hy het vroeër gesê, dis ek wat met jou deel. Kom gauw. Rababosha. Rababosha. Vir u wat die voor staan, hoor my stem. Ek wil hê hom vanoggend agter my aanpak. Sê, Here, ek kom na u toe. Kan die kerk ons help net soos ek is? Here, u ken my lewe. U ken alles omtrent wie ek is. Niks omtrent my kan ek vir u wegsteek. Maar ek kom vanoggend en ek lê my lewe voor u neer. Was my, reinig my met die bloed van die lam. Vergewe my oortreding. Vergewe my sonde. Here, ek wen vanoggend teen my mind. Ek wen vanoggend teen alles wat my terug wil hou. En ek verklaar vanoggend, die is my wenseisoen in die naam van Jesus. Ek sal wen teen my omstandighede. Sal wen teen my krisisse. Sal wen teen my vyande. Sal wen teen die vyand van die hel. In Jesus naam. Vader, ek erken U nou as God die Vader, as God die Seun en as God die Heilige Gees. Ek gaan nou saam julle bid. Vader, dis in die naam van Jesus. Hier staan mense hier voor my, vanoggend wat hulle harte vir die Here gee. Mense wat vanoggend wen teen hulle myne. Mense wat vanoggend sê ek breek met die sonde, ek breek met dit wat my gevange hou. Vanoggend maak ek my mind op. Die is 'n mind change. Vanoggend, Here, my mind is opgemaak dat wat ook al die duiwel gedoen het, gaan hy nie weer doen nie. Hy gaan my draai, maar ek gaan wen. Hy gaan probeer, maar ek gaan wen. Hy gaan kom, maar ek gaan wen. Vanoggend maak ek my mind op dat ek die Here aanneem as my persoonlike saligmaker. Here, en ek bid vir hulle vanoggend wat hy die season maak. Hou hulle onder die hand van die Here. Was hulle met die bloed. Reinig hulle vanmôre. Breek elke band, breek elke strop, breek elke ketting. Ek maak hulle gange vanoggend in die Here vas. Ek maak hulle gange vanoggend in die Here vas. En ek roep vryheid, ek roep vrylating, ek roep verlossing oor hulle lewe vanmôre in die naam van Jesus. En ek bid dat die Gees van God hulle vry maak in Jesus naam. Verlos hulle nou van die bose in die naam van Jesus. En ek bid, Heilige Gees, vat hulle by die hand. Here, omferm hulle, maak hulle toe onder die kosbare bloed van Jesus. En ek sê vir U baie dankie vir wat U doen in Jesus naam. Kan ons nou die Here eer gee vir wat die Here doen? U kan die sit lekker neer. Kan die sit lekker neer. Vir mense wat sê, ek wen. Come on, vir mense wat vanoggend 'n declaration wil maak in die Gees, ek wen. Ek wen. Iemand wat vanoggend sê, ek wen. Teen my mind, ek wen. Ek wil vanoggend vir mense roep, jy sukkel met depressie, maar jy sê ek wen. Jy sukkel met 'n krisis, maar jy sê ek wen. Ek wil gou saam mense bid vanoggend wat 'n declaration in die Gees wil maak en sê ek wen. Wil jy gou kom en sê ek wen. Ek is moeg verloor in lewe. Ek is moeg vir wat lewe bring. Ek is moeg verloor in die huise. Ek is moeg verloor in my omstandighede, maar ek verklaar vanoggend, my uitkom vanoggend is soos Dawid wat sê ek wen die leeu en ek wen die bier. Vanoggend dis my deklarasie. Ek wen die oggend die leeu en die bier. Ek verklaar vanoggend dat ek wen. Ek het nie wat ek soekie, maar vanoggend is my oggend nie. Come on, die baris. As jy tevrede met jou lewe, as jy tevrede met wat jy is, as jy gaan tevrede met net verloor, hoor die woord van die Here. Dis jou geleentheid om te wen. Moenie teen jouself sit
En die een is wat dit ooit onsself verklaar nie. Maar vanoggend maak 'n deklarasie en sê dis my wen seisoene. Ek wen van vanoggend af. Wen, ek wen. Ek wen in die naam van die Here. Ek wen. Ek het die konker in die spoor. Wil jy gou kom voor ons bid? Halleluja. Vir iemand die voor staan, glo dit vanoggend. Die teks sê, soos 'n mens glo, so sal dit wees. En vanoggend mag jou geloof die ding is wat dit catapult, wat dit na jou toe trek in die naam van die Here. Vader, dis in die naam van Jesus. Hier staan mense vanoggend wat 'n deklarasie kan maak. Ons kom nie omdat ons gesondig het nie. Ons kom nie omdat ons in sonde is nie. Nee, ons kom omdat lewe ons druk. Ons kom omdat dinge teen ons is. Ons kom omdat omstandighede soms ons laat voel ons verlore en omdat dinge nie uitwerk nie. Ons kom vanoggend, Here, omdat ons weet U is in staat om te doen ver bo wat ons bid of dink. Ons wil vanoggend soos Dawid verklaar, met my God kan ek 'n bende storm loop en met my God kan ek oor 'n hoë muur springe. En vanoggend terwyl mense hier voor U staan, wil ek vanoggend in die atmosfeer inbid en ek wil verklaar in die atmosfeer 'n wenseisoen oor mense se lewe. Ek wil elke toet hier wil ek oop verklaar vanoggend. Ek breek eystergrendels, ek breek koperkettinge los in die naam van die Here in hulle huise, in hulle werke, in hulle omstandighede. Ek breek dit vanmôre. Ek verklaar vanmôre dat dit wat God doen kan geen mens stop nie. Dit wat God doen kan geen mens keer nie. Hulle qualifications kan dit keer nie. Hulle CV's kan dit keer nie. Maar God doen 'n wonderwerke. God bring mense in plekke waar hulle nie deserve nie, wat hulle nie voor qualify nie, omdat hulle wenners is in Jesus naam. En ek verklaar dit vanoggend in hierdie huis. En ek roep dit oor hulle huise uit. En ek bid, Here, in die volgende week, in die volgende 2 weke, in die volgende maande, dat mense terug sal kom en sal sê, jee, die oggend toe kom die Here vir my dier. Ek het 'n call gehad, ek het nie apply nie, maar die Here het God is in staat om te doen wat ons bid en glo. In die naam van Jesus. En ek bid dit nou in die naam van die Vader. En ek bid dit nou in die naam van die Seun. En in die naam van die Heilige Gees. In Jesus naam. Kan die kerk nou die Here celebrate? Come on, kan ons nou die Here celebrate? Terwyl jy sitplekke neem. Come on, celebrate die Here.